Die rit van paranoia. Max jag weg van die steegie af. Sy bande skree op die teer, terwyl hy instinktief soos 'n mal naai in die rigting van Parow draai. Sy hart pomp teen sy ribbes soos 'n besetene. Hy probeer sy asem terugkry, maar die lug voel dik en warm in die kar. Hy kyk vlugtig af na die stuurwiel. In die flikkerende skynsel van die straatligte sien hy dit. Sy hande is rooi. Die vel op sy kneukels hang in flenters en bloed loop in dun straaltjies by sy polsel af, reg oor sy horlosie. Sy hande bewe so erg dat hy sukkel om die kar in die middel van die baan te hou. Elke keer as hy teen die leer van die stuurwiel skuur, voel hy 'n brandpyn wat deur sy hele lyf skiet. Fok, ruim hy sag voor hom uit. Sy poepel knyp van die suiwer angs. Die beeld van die gangster se gesig wat onder sy vuiste verkrummel, speel soos 'n stikkende filmstrook oor en oor in sy kop. Hy kan amper die kraak van die man se neuspene weer hoor, bo oor die gedreun van die engine. Hy kyk weer. Die bloed lyk net donkerder, amper swart onder die oranje ligte van voortrekke weg. Dit smeer aan die stuurwiel af. Hy kan in hierdie toestand die kar op pad hou nie. Hy het 'n garage nodig. Hy moet skoonkom voor die polisie hom stop of voor hy by Leila moet instap. Wanneer hy uiteindelik die helder wit ligte van 'n Caltex garage sien, ruk hy die kar so vinnig oor die sypaadjie dat die suspension knak. Hy stop nie eers reg in die parkeerplek nie. Hy los die engine aan, spring uit en hardloop met sy bebloede hande styf teen sy lyf gedruk na die badkamers toe. Die skaduwee in die spieël. Hy skop die badkamerdeur oop en struikel na die wasbak toe. Die wit lig van die buisligte is te skerp in sy oë. Hy kyk af. Sy hande is 'n slagveld van rou vleis en bloed. Hy fok en bewe so erg, hy kan skaars die kraan oopdraai. Hy spat water in sy gesig. Sy asem jaag soos sy kar se uitlaatpyp. Wanneer hy weer afkyk om sy kneukels te skrob, vries hy. Sy hande is skoon. Die vel glad, nie 'n skrapie nie. Wat die fok, prewel hy. Hy vryf sy oë, maar sy hande bly fyn. Is hy besig om sy mind te verloor? Hy vee die modder en bloedvlekke van sy nat broek af, tot dit net soos 'n groot waterkol lyk. Hy moet drink, nou. By die watergat sit hy in die hoek, die een whisky na die ander. Die rook van sy sigaret draai in kringe om die foon wat soos 'n nagmerrie op die bar counter lê. Hy soek die girl se nommer op, sy hande bewe weer. Of dalk verbeel hy hom net. Hy klik dial. Hallo? Haar stem is dun, krakerig. Was dit jy? Het jy die polisie gebel? Max se stem is 'n laag grom. Nee, ek sweer Max, ek het net gehardloop. Ek weet niks nie, sê sy, maar haar stem bewe soos 'n riet. Max sens dit. Sy is bang vir hom. Sy dink hy is 'n moordenaar. Luister, sê Max. Ons ontmoet môre net na 5 by die watergat. Moenie snaaks wees nie. Hy beëindig die oproep, gaan terug woonstel toe en glip soos 'n spook langs Leila in. Hy pop 'n slaappil en die duisternis sluk hom in. Die oggend daarna. Max word wakker. Dis 10:30. Leila se stem ruk hom uit 'n droomlose doodslaap. Sy kop voel asof iemand dit met 'n baksteen gemoer het. Hy sit regop, sy oë sukkel om te fokus. Wat die hel is fout met jou hande? Leila skree amper. Max kyk af. Sy hart gaan staan. Sy kneukels is pers, opgeswel en gekraak. Die bloed het op die lakens afgevee. By die garage was dit weg, maar nou is dit terug. Die realiteit tref hom soos ijskoue water. Ek het in 'n fight betrokke geraak by die pub. Dis niks nie. Lieg hy jeserig. Leila kyk hom aan met oë vol agterdog, maar sy gryp haar handsak en loop uit vir inkopies sonder om nog 'n woord te sê. Max jaag werk toe. Hy sit in sy cubicle,
maar hy sien nie die skerm voor hom nie. Hy sien net die gangster se gesig wat onder sy vuiste verkrummel. 5 uur stap hy uit na die basement toe. Die lug in die parkeerarea is dik en muf. Hy klim in sy kar en sit vir 'n minuut in die stilte. Dan maak hy die kabiel oop. Die metaal van die vuurwapen blink koud in die dowwe lug. Hy weet nie of hy die meisie gaan omkoop of gaan stil maak nie. Al wat hy weet is dat die bloed nie meer van sy hande wil afgaan nie. Die watergat en die glitch. Max sit in 'n donker hoek van die watergat. Die lug is dik van die reuk van verslaande bier en goedkoop brandewyn. Hy kyk op en sy hart slaan 'n slag oor. 'n Polisieman in volle uniform sit by die bar en staar reguit na hom. Die man se oë is koud, soos glaskrale. Max knip sy oë, sy sweet koud in sy rug, en toe hy weer kyk, is die stoel leeg, net 'n asbakkie wat nog rook. Sy brein glitch weer. Die meisie stap in. Sy lyk broos, haar oë rooi gehuil. Sy sit oorkant hom. "Ek soek nie moeilikheid nie, Max," fluister sy. Haar stem bewe. 12.000, dis al wat ek het, sê Max en stoot 'n koevert oor die taai tafel. "Dan hou jy jou bek oor gisteraand, vir altyd." Sy kyk na die koevert, maar skud haar kop. "Die ou, hy is in die hospitaal, Max. Hulle sê, hy gaan dit dalk nie maak nie. Ek het 20.000 nodig om weg te kom van hier af. 20. Of ek praat." Die fucking slet, dink Max. Sy hande onder die tafel begin weer brand. Hy dink aan die 9mm in sy kar se kabiel. "Môre, selfde tyd," sê hy kort af en loop weg sonder om terug te kyk. Hy stap vinnig uit na die basement toe, sy asem jaag. Hy spring in die kar en ruk die kabiel oop. Hy wil net die koue metaal voel om hom te kalmeer. Maar die boksie is leeg, daar's niks nie. Net 'n ou lighter en 'n pakkie Nicorette bubblegum. Max vryf sy oë tot hy sterre sien. "Waar die fok is dit?" skree hy teen die vooruit uit. Iets smokkel vreeslik met sy kop. Leila se nagtelike werk. Die volgende aand lê Max soos 'n klip in slaap. Die slaappille wat hom in 'n diep, donker gat hou. Leila lê vir 'n minuut en luister na sy swaar asemhaling, voor sy saggies uitglip. Sy vat sy foon van die bedkassie af, die foon wat hy nog nooit voorheen onbewaak gelos het nie. Sy gaan sit op die bank in die sitkamer. Die skerm se lig wat blou teen haar gesig skyn. Sy blaai deur die call-log. Daar's 'n nommer wat gister en vandag herhaaldelik gebel is. Sonder om 2 keer te dink, druk sy dial. Die foon lui 3 keer, voor 'n vrouestem antwoord. Sy klink vreesbevange. "Hallo Max, luister, ek het jou gesê ek het niks daarmee te doen gehad nie. Moet my nie weer bel nie, die geld is nie die bloed werd nie." Leila se bloed stol, sy sê niks nie. Haar vinger bewe oor die end call knoppie. Sy kyk na die slaapkamer deur waar Max lê en slaap.